Shalom. Die Torah porsie van vandag is Vayakhel, wat beteken by mekaar laat kom of byeenbring. Van elke Torah porsie is daar baie fasette. So ons moet onthou daar is nie net 'n regte en 'n verkeerde siening of net een siening wat werk en die ander siening stel nie 'n punt nie. Daar's elke jaar nuwe fasette en nuwe rigtings waaruit ons elke porsie kan na kyk. Soos die skrif sê, dit is laag op laag, gebod op gebod, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Hierdie jaar fokus ek om die Torah porsies in die gees toe te pas om te kyk hoe ons dit in ons fisiese lewe vandag kan toepas, kan uitloop, om nie net gehoorsaam te wees nie, maar om dit regtig in ons wandel toe te pas. So kom ons kyk na hierdie porsie in ons gebedslewe, in ons verhouding met Abba Yahuwah. Dit begin by hoofstuk 35. Wat heel eerste vir my opgetel het, is as ons die numeriese waarde vat van 35, kry ons die letters Lamet en Hy, wat vir my wys op die Torah porsie van die tabernakel, is dit hierdie man met uitgestrekte hande, wat na die leiding van die herderstaf vat. Want sonder sy leiding gaan dit vir ons onmoontlik wees om hierdie tabernakel te bou. Ons sien dan ook dit begin met die voorskrifte wat Jahoua gee. Dit is soos 'n hernuide verbond. Na die insident met die goue kalf, nadat Moses gepleit het vir vergifnis en Jahoua gesê het, ek sal weer hierdie voorskrifte vir julle gee. So alles word weer herhaal. En as ons kyk na, as iets weer gedoen word, is dit ook soos 'n restauratieproses. Selfs as ons maar meubels restaureer, dis dieselfde tafel, dieselfde stoel, maar ons kyk weer na hom, sit 'n nuwe laagie by, sit dalk ander materiaal by. En dit is wat ek wil hê ons vandag moet raak sien, is dat hierdie tabernakel nie net woorde swart op wit moet wees nie, maar dat ons dit regtig sal toepas in ons harte. Dis ook vir my die perfekte tydsberekening, omdat ons op die vooraan staan om in 'n nuwe maand in te beweeg en ook die begin van 'n nuwe jaar, die Bybelse jaar Aviv. Dis ook dan die begin van ons eerste fees met Pessach. So ons is tans in 'n voorbereidingstydperk waar ons voorberei vir dit wat voor lê. En voorbereiding sê vir my, dis nou die tyd. Ons moet nou beweeg, ons moet nou in lyn kom. En dan sien ons ook die verbond wat Abba Yahuwah weer met ons aangaan. En die belangrikheid daarvan, wat hy sê, moet met geen mense van hierdie ander nasies 'n ooreenkoms aangaan nie. So ons keuse is ook vandag, as ek in 'n verbond met Yahuwah is ek net in 'n verbond met hom. Die eerste aspek wat hy aanraak, is die Sabbat. En ek weet vir ons almal is die Sabbat baie spesiaal, dit lê ons na in die hart. En ek dink as ons op hierdie pad begin stap, is dit ook amper die eerste ding wat ons herstel en waar ons in lyn met Vader kom. So ons kan maar net weer bietjie bevestig dat dit is 'n seël tussen ons en Abba Vader. Ons moet dit heilig hou, dit is die dag waarop ons moet rus. Die opdrag is ook daar, moenie 'n vuur maak nie. Maar dit help ook nie, ons maak nie 'n fisiese vuur nie. Maar ons sit en ons bepraat ander en beskinder ander mense, praat die hele dag oor ander mense. Die skrif sê in Jakobus 3 vers 6, die tong is soos 'n vuur. En dit is vol dinge wat jou verhouding met Jahoua kan bederf. So watter vuur het ons dan aangesteek in die gees, as ons hier aanskuldig is? As ons kyk na die tabernakel en ons kan alles vandag in die gees toepas, dit is die pad wat ek nou met julle wil deurstap. Ek het regtig verskriklik baie geleer om na elke aspek wat genoem word, na die geestelike aspek daarvan te kyk. So ek vra dat ons harte groot en wyd en diep sal oopmaak, en dat ons sal kyk, waar skiet ons tekort?
Waar moet ons nog bietjie meer aan werk? En ons lees ook hierdie was 'n vrywillige bydrae. So as jy nie bereid is om dit te doen nie, moet dit eerder glad nie doen nie, want dan is jou motiewe in elk geval vals en onsuiwer. So mag Heilige Gees ons lei en vir ons wys waar skiet ons tekort en dat elkeen van ons 'n check in sy eie lewe sal vat en kyk, waar moet ek nog 'n bietjie aan werk terwyl ons die tyd het om nog te kan restoreer en te kan bou. 1 Korintiërs 3 vers 12 en 16 sê vir ons, Yeshua is ons fondament. Ons moet op hierdie fondament bou en die boustene wat ons moet gebruik, moet goud, silwer en edelstene wees. En dit sê, besef julle nie dat julle die tabernakel van Jahoua is, waarin die Heilige Gees woon nie. So ons is almal dit eens, ons is hierdie tabernakel wat ons moet bou. As ons kyk na goud, silwer en edelstene, stem dit ooreen met die edelstene wat genoem word in Moses se tyd. Dit stem ooreen met die edelstene wat genoem word in die Nuwe Jerusalem. Dit is goed soos geloof, wysheid, liefde, hoop, eenheid, visie, oorwinning en aanbidding. Ons sien dan ook dat wysheid, insig en kennis vir Oholiab en Besaleel gegee is om ander mense op te lei en om leiding te neem by die bou van hierdie tabernakel. So my vraag vandag is, wie is jou Oholiab en Besaleel? Hulle name beteken onderskeidelik in die tent van Abba en in die skadu van Aloha. So ons weet daar is net een persoon wat hieraan voldoen en dit is Yeshua homself. Net hy kan ons help en vir ons die wysheid, insig en kennis gee. Net hy sit in die skadu van Aloha en kan ons help met hierdie tabernakel se oprigting. Ons moet ook onthou, soos ons deur die dele beweeg en julle sien dalk net soos ek waar ons tekort skiet, moet ons nie moedeloos raak nie. Want Abba Vader gee die mooiste belofte in Esegiel 36 en hy sê, ek sal julle lande bewerk. Ek sal julle stede herbou en versterk. So ons meesterbouer staan gereed om ons te help. Dan wil ek ook hê ons moet onsself sien as die tabernakel. Al hierdie aspekte wat genoem word, moet ons sien en dit connect met onsself. Yeshua het hierdie uitgespeel. Hy het aan al hierdie vereistes voldoen en ek gaan dit net ligweg noem. En dan moet ons onsself meet aan sy voorbeeld of ons ooreenstem daarmee. Heel eerste wat ons sien is die tabernakel is toegedek met ramsvel, bokvel en daar is linne laag op laag gebruik om dit toe te dek. Hoe kan ons dit toepas? Die ramsvel en bokvel is die offer wat gebring is vir daai diervel om te bekom. Ons weet Yeshua het vir ons daai offer gebring. So hy het ons reeds toegedek met sy bloed, met sy offer, met sy gereg, het hy ons toegedek. Die linne is dade van geregtigheid, rooi, blou en pers. Rooi wys weer op, jy is vrygespreek. Mag dit die eerste laagie om ons vorm en weet, ons is vrygespreek. Die blou, mag ons oop wees vir geestelike insig en geestelike openbarings. En pers is koninklik. Mag ons onthou, ons is die ambassadeur van die koning van alle konings. Maar dan het ons ook 'n verantwoordelikheid teenoor ons fisiese klere drag. Ons kan nie soos die res van die wêreld lyk nie en ons kan nie soos die res van die wêreld aantrek nie. Ons is veronderstel om anders te lyk. Die tabernakel het heeltemal uitgestaan bo die tente van die volk. Dan is ons bereid om uit te staan en anders te lyk. Dan lees ons oral van die afskortings. Eerstes om die tempel
was 'n afskorting tussen die verskillende dele, was afskortings. Afskorting dui op skeiding. Die tempel, die tabernakel was afgeskort van die mense. Dit was een kant. Enige mens kon nie net by enige plek by hierdie tabernakel inkom nie. Dieselfde geld vir ons. Is ons afgesonder? In Engels praat hulle van set apart. Is ons regtig afgesonder? Maar afskortings dui ook op beskerming en dit is ook 'n simbool om jou te lei na nuwe dieptes. As ons bereid is om afgesonder te wees, moet ons die Ruach vra om ons te beskerm. En dan kan ons ingaan na dieper dimensies. Die Ruach moet ons poorte bewaar. Ons het al so baie geleer van ons oë, ons neus, ons mond, ons ore. Waarna luister ons, wat praat ons? So dit moet ons deurgaans in gedagte hou en ons moet dit in plek hê. Dan die letter Get het ook vir my uitgestaan. Die letter Get sê vir my dit is 'n heining, 'n grens, 'n beskerming. So die woord, die Torah, bied vir ons hierdie beskerming. Dit hou ons veilig, dit sê vir ons hoe ons moet dinge doen en hoe ons nie dinge moet doen nie. Ons lees baie van pilare. Pilare is 'n simbool van 'n getuie, dit is ook 'n simbool van stabiliteit. In Openbaring 3 sê Jehovah vir die kerk Philadelphia, ek maak jou 'n pilaar in my tempel. Maar ons as pilare, is ons dit waardig? Is ons 'n getuie en staan ons in stabiliteit? Al hierdie dele is deurgaans aan mekaar geheg. Ons lees baie van die hakkies en van die tentpenne. En dit dui op, ekskuus, Yeshua is ons tentpen. Hy connect met ons en hy connect ons aan wat reg is. Die hakkies lyk soos 'n jot. Dit is die hand van Vader. So deurgaans konnekteer Yeshua ons aan die Vader. En dan is ons stewig en stabiel. Die voetstukke. Alles staan op voetstukke, want as ons nie in 'n voetstuk is nie, as ons nie op 'n soliede fondament is nie, gaan ons nie kan regop bly nie. Maar die vraag wat ons nou moet afvra is, hoe lyk ons voete? Hoe lyk ons voetstuk? Staan ons op die rots? Het ons voete van silwer en koper, want dit is wat ons moet hê. Silwer dui op losgekoop. Maar dit dui ook dat jy getoets is en deur 'n louteringsproses is. So alhoewel dit nooit lekker is nie, bring dit vir ons die silwer voor en ons het dit so nodig om te kan vasstaan. Die koper dui op reinheid. Is ons rein van die wêreld? Is ons rein van ons ou gebruike? Is ons rein van ons vlees? Of het ons nog voete van klei? Ons verander maar 'n bietjie soos omstandighede verander en ons pas maar bietjie aan soos wat ons wandel. Want dan gaan ons indringend na ons voetstukke moet kyk. Die hout, alles in die tabernakel is van hout gemaak, dan word dit oorgetrek met goud of koper. Die hout was vir my baie interessant. Akasia hout is gebruik. Die woord vir dit is shittim. Hierdie shittim hout is 'n baie spesifieke hout. Dit is 'n hout wat baie sterk is. Dit weerstaan verrotting en dit is ondeurdringbaar. Hoe kan ek dit toepas? Ek moet ondeurdringbaar vir die vyand se aanslag wees. Ek moet op 'n punt in my lewe begin kom waar ek die dinge van die vyand voel en sien en ervaar, maar dit moet my nie kan binnendring nie. Ek moet dit buite my kan hou. Ons moet ons vleeslike natuur dan ook met goud of met koper oortrek. Die goud dui op die glorie, dit dui op ons geloof. En die koper, sê hulle, is die kleur van droë bloed. As ek deur die wassing gegaan het, as ek deur Yeshua se vergifnis gegaan het, is ek gereinig en gesuiwer. Maar shittim se numeriese waarde is 359. En die woord Satan
se numeriese waarde is 359, wat vir my sê, vir wie is ek 'n tempel? Want ek is of 'n tempel van Jahoua, of ek is 'n tempel vir Satan. Dit is weer eens 'n keuse. Alhoewel Jahoua, toe hy die voorskrifte gegee het vir die tabernakel, het hy met die ark begin, die ark van die verbond, die allerheiligste, hy het stelselmatig uitbeweeg, en voor hy die waskom noem, begin hy met die brandofferaltaar en eindig by die waskom. Wat vir my wys dat die waskom die uiterste belangrikste punt is. Maar vir die doel van die studie gaan ek laat ons van die buitekant af na die binnekant toe deurstap, alhoewel die ark en die allerheiligste definitief ons eindbestemming is. So ons begin heel voor in die voorhof by die brandofferaltaar. Hier kry ons in die voorhof die plek van redding. Die brandofferaltaar is die plek waar ons offer moet bring. Ons weet daar is nie meer vandag fisiese offers nie, ons is die offer. Maar nou kom ons gaan kyk na die altaar. Heel eerste is die opdrag in hoofstuk 34, breek alle altare af, wat julle op afkom van hierdie pagan mense. So selfde geld vir ons. As ons verkeerde keuses gemaak het, verkeerde dinge gedoen het, ongehoorsaam was, het dit nie net oop deure gemaak nie, maar dit het ook 'n altaar geskep waar ons Satan aanbid het. Want ons kan net, as ons offer, gaan daai offer net of vir Satan of vir Jahoua. Dis al plek waar dit kan gaan. So, ons moet keer dat ons aanbidding en ons offers in lyn is met wat Jahoua wil hê. Ons lees dan dat hierdie brandofferaltaar is van hout. Ons het nou gesien, dit is sterk, dis ondeurdringbaar. Dis oorgetrek met koper, wat vir ons dui op reiniging, maar ook op oordeel. So oral waar ons lees van koper, moet ons besef, dit waarvan ons nie gereinig is nie, gaan ons op geoordeel word. So ons moet nou neerlê wat ons kan neerlê. En ek moet myself nou as hierdie altaar sien en alles wat ek nou gaan noem, kom ons kyk as ons dit op ons eie lewe toepas, hoe ver ons tekort skiet of hoe ver ons op die regte pad is. Die altaar is vierkantig. Dit is 'n simbool van volheid, dit is 'n simbool van belofte van herlewing. So ons weet nou, dat as ek myself as offer kan bring op hierdie altaar, is daar 'n belofte van herlewing. Die horings op die altaar is 'n simbool van verlossing. Ons sal verlos word van dit wat ons bind of terughou, as ons bereid is om dit op hierdie altaar neer te sit. Die 4 ringe. Deurgaans lees ons van die 4 ringe wat op baie van hierdie toebehore is. So ek gaan dit nie elke keer herhaal nie. Ek noem dit nou. Die 4 ringe is soos 'n seelring. Dit dui daarop dat ons verbind is met Yeshua. Dit is die seelring wat hy op ons plaas. Die hoeke wys, dis die simbool dat daar 'n perk is en 'n limiet is. En hoe kosbaar is dit, want die woord beloof, ons sal nie bo ons kragte versoek word nie. Die draapale is 'n simbool van skeiding, is ook die simbool van 'n boomstam. So heel eerste het Yeshua hierdie pad vir ons geloop. Hy het homself neergelê. Hy het ons geskei. So kan ons as liefdesslawe sy voorbeeld volg, om onsself neer te lê, om ons te skei, om ons eie kruis op te neem en om te volg. En dan ook die wonderlike belofte dat ons weet, hy is ook ons draagpaal, so hy sal ons deur hierdie proses kan vat. Hoe doen ek dit self? Hoe lê ek myself neer? Romeine 12 sê vir ons,
Gee julle self as 'n heilige en rein offer, 'n lewende offer. Moenie dat jou leefstyl by hierdie wêreld eenvormig word nie, maar laat Jahoua julle omvorm deur julle denke te vernuwe. So ons besef dan ook, hierdie offers moes oggend en aand plaasvind. Dit is nie 'n ding van ek lê my lewe een keer neer, ek tel my kruis een keer op en daar gaan ek vooruit nie. Hierdie is 'n daaglikse proses. Neerlê van myself en te sê, Vader, regtig, ek kom by hierdie plek van ontmoeting. Ek lê my wil neer vir u wil, my maniere van doen, my vlees. Ek lê dit neer, ek wil weet wat leer u my. Die gereedskap wat ook nodig is, was aspanne en grafies. Hierdie as moes uitgeskep word en buite die kamp weggegooi word. En ons moet onthou om hierdie beginsel toe te pas. Want as ons net wil kom en onsself elke dag neerlê, gaan ons baie gou op 'n punt kom waar ons voel, ek het nou al hierdie en hierdie en hierdie neergelê. Ek het al so baie gedoen. Ons is op 'n gevaarlike plek, want dan beteken dit wat ons nie wil neerlê nie, wil ons nou regverdig. So kom ons vat hierdie grafies en hierdie aspanne en ons al dit wat ons al neergelê het, gooi dit uit die kamp uit. Moenie eens daaraan weer dink nie. Moenie dat dit jou terughou om die volgende ding neer te lê nie. Want as ons ook te veel as daar het, gaan dit ook die kole demp en ons vuur gaan koud raak. So wat is hierdie altaar? Dit is 'n plek van ontmoeting. Dit is 'n plek van erkenning waar ek my foute en tekortkominge kan erken en dit kan verruil, want hierdie altaar is ook 'n plek waar ruilhandel plaasvind. Ek gee dit wat nie reg is nie oor om te kry by Abba Jahoua, dit wat hy in my wil inwerk. Dis ook 'n plek van verbond waar ons onthou, wat het Yeshua vir ons gedoen en of ons bereid is om dieselfde pad te stap. Maar die hoofdoel is om autoriteit oor die vyand te kry, want onthou hier is horings. So dit lê in autoriteit op hierdie altaar, maar ons kan net autoriteit oor die vyand kry as ek myself neerlê. En as ons by hierdie altaar wegstap, dan kan ons sê soos Galasiërs 2, Vader, ek leef nie meer nie, maar U leef binne in my. Maar ook die volgende vraag is, wat weerhou jou om op hierdie altaar te klim? En wat in my hart opgekom het, was selfregverdiging en selfgeregtigheid. Ons kan baie keer so dink, ons doen dinge reg, ons is reg hier, ons is reg daar, en dan lê ons nie die goed neer wat ons eintlik moet neerlê nie. 'n Volgende laag wat die Vader vir my oopgelig het hierdie jaar, is dat hierdie tabernakel toebehore pas presies met die bruid in Openbaring, met die kerke. So die kerk wat saam met hierdie altaar gaan, is die kerk van Sardes. Sardes is 'n simbool van vleeslike natuur en om nie te onderskei nie. In Sardes is twee groepe. Daar is die groep wat hy sê, jy dink jy leef, maar jy's eintlik dood. Hoekom? Want julle is selftevrede, julle voed julle vlees, julle werke is nie volkome voor Jahoua nie. En bekeer jou, anders kom ek op jou af, soos 'n dief in die nag. Die tweede groep is wel onbesoedel, staan uit en doen reg. En hulle sal wit klere kry. Ek sal sy naam bely voor Jahoua en sy naam in die boek van die lewe skryf. As ons na die volgende item stap, in die voorhof kom ons by die waskom uit. Die waskom is 'n plek waar ons belydenis doen. So nadat ek myself neergelê het, doen ek belydenis. Dit is ook in koper. Koper is weer eens die reiniging, maar wat ek nie van gereinig word nie, gaan ek op geoordeel word. En dit is gemaak van die spieëls. Ons weet dit almal, dit is gemaak van die spieëls van die vroue, hierdie koper spieëls. Ons weet die simbool van 'n spieël is die woord van Jahoua.
So die woord is ons spieël. Ons moet daagliks gaan onsself in hierdie spieël kyk. Waar skiet ek tekort? Bely dit by hierdie waskom. Ons kan nie net Jehovah dien met ons mond, maar ons hart is ver van hom af nie. Maar dan is 'n spieël ook 'n simbool van hoe Abba jou sien. Is dit nie kosbaar nie? So as ons hier kom in belydenis, weet dat Vader na jou kyk met oë van liefde. En hy is so opgewonde om jou by hierdie waskom te ontmoet. Want dit is sy hart vir ons. Hy het sy seun gegee om hierdie prys vir ons te betaal. In hierdie waskom, die water, weer eens, is 'n simbool van die Heilige Gees. Net hy kan ons lei om te bely. Dit is die woord wat ons wys waarop ons tekort skiet, maar dit is ook geestelike verfrissing. In hierdie proses van belydenis lê geweldige verfrissing. Die priesters moes hulle hande en voete was voordat hulle offer gebring het en voordat hulle die tabernakel kon ingaan. So vir my staan dit regtig uit dat ons kan nie hierdie proses ignoreer nie. Ons moet deur hierdie proses gaan om dieper by Vader te kom. So hoe lyk my handel? Hoe lyk my wandel? Kan ek bely? Want belydenis is 'n doelgerigte besluit, 'n 'n besluit om te erken, Vader, hierdie is my foute. En 'n vriendin het vir my 'n kosbare les geleer. Die 5 goed waarvan ons daagliks moet repent, is afgodery, hoerery en oorspel, ongoddelike verbonde, bloedvergieting en rebellie en ongehoorsaamheid. Dan sê die skrif in 1 Johannes 1 vers 9, as jy jou sonde bely, ek is getrou en regverdig om jou te vergewe van jou sonde en jou skoon te maak van jou ongeregtighede. En in Jesaja 1:18 sê hy, kom, laat ons hierdie saak uitpraat, want dit maak nie saak hoe diep jou vlek van sonde is nie. Ek kan dit verwyder. So dit is so 'n wonderlike bemoediging. Maar wat keer ons om hierdie belydenis te doen? Wat keer ons om deur die waskom proses te gaan? En dit is trots. Dit gaan ons tot 'n val bring as ons in trots bly staan. En dit gaan volgens Jakobus 5 vers 16 ook siekte veroorsaak. En dan moet ek net ook dit bynoem dat wat die Vader vir my uitgelig het, is hierdie waskom is in die vorm van 'n beker. So Yeshua het klaar hierdie beker gedrink. Hy het vir ons die beker gegee en hy sê, drink gereeld daaruit. Was julle self, drink van my, eet van my. Maar ons sien nog 'n beker in Openbaring en dit is die hoer wat op die dier sit en sy hou 'n goue beker in haar hand. En goud is eintlik bietjie mooier as koper en dit blink baie mooi en dit is vol verleidelikhede. Maar wees versigtig dat ons as liefdesslawe nie uit die beker van die wêreld en die beker van Satan gaan drink nie, maar dat ons uit hierdie liefdesbeker van Yeshua sal drink. Die kerk wat saam met hierdie gaan, is die kerk van Philadelphia. Dit is die kerk wat uitstaan in heiligmaking, innige liefde en afgesonderdheid. Vir hulle sê Jehovah, ek het vir julle 'n oop deur gegee en niemand kan dit toemaak nie. En dit pas vir my so mooi by hierdie waskom, want hierdie oop deur is die bloed. Niemand kan dit van ons af wegvat nie. En hy sê vir ons, hou vas wat jy het. Hou vas aan hierdie belofte, dat niemand jou kroon vat nie. En ek sal my naam op jou skryf. As ons klaar is met die offer en die belydenis, dan kan ons bietjie dieper in beweeg en ons kom nou in die heilige plek. Hier vind ons heiligmaking plaas. Dit is die plek waar die tafel van toonbrode is
die menorah en die wierookaltaar. Behalwe vir heiligmaking is hierdie die plek waar ons aanbid, in woord en in waarheid. Ons kan nooit net die woord vat nie en ons kan nooit net met die Heilige Gees stap nie. Hierdie twee moet saamgaan. Die een wys uit, die ander inspireer. Ons kan dit nie skei nie. So as ons heel eers kyk na die tafel. Onthou die tafel het weer eens die ringe wat ons seël is, die draapale wat ons afsonder en die hoeke wat vir ons 'n perk of 'n limiet stel. En die tafel is 'n simbool van 'n opleidingsgeleentheid. Hier word ons opgelei in die Vaderhart, in die beginsels van ons Vader, in sy morele waardes, in die karakter van Yeshua. Dit wys vir ons hoe lyk die ewige koninkryk. Dis ook die simbool van onderhandelings en waar gemeenskap en saamkuier plaasvind. Hier wil Abba Yahuwah saam met ons sit en fees vier. Hier wil hy ons daagliks ontmoet. Want onthou hierdie is die plek waar die priester ingekom het en daagliks het hy die menorah se lampies gekyk want dit moes brand. Hy moes kyk of die wierookaltaar moes hy in stand hou. Elke week moes hy die toonbrode vervang met 12 nuwe toonbrode. So wat doen ek? Besoek ek hierdie tafel daagliks? Eer ek hierdie tafel of besoedel ek dit? Die hout is oorgetrek ook met goud en die goud dui op ons oorwinning. Net as ek in hierdie verbond kan bly wat op hierdie tafel aangebied word, net as ek in hierdie geloofproses en die eet van die woord kan bly, dan sal ek in oorwinning kan staan. Dan sal ek saam met Dawid kan sê, met Yahuwah loop ek 'n bendestorm en kan ek oor 'n muur spring. So ons moet in hom bly en hy in ons om hierdie te kan regkry. Die bakke en die skottels dui daarop aan ons diens aan ander, hoe ons ander bedien. Maar die gevaarlikheid hiervan is, wat bedien ons hulle mee? Is dit ons eie opinies wat ons opdis, of bedien ons hulle uit die woord? Want ons moet nie ons eie opinies opdis nie. Die bekers het ons nou behandel, dit is die beker wat Yeshua vir ons gebring het, die beker van sy bloed, die beker van sy verbond. Die toonbrode op die tafel was 12, ons weet dit verteenwoordig die 12 stamme van Israel. Maar ons moet onthou, ons is ingeënt, so dit was heeltyd voor Vader se aangesig. Hy het dit heeltyd besigtig, hy hou heeltyd sy oog oor ons, en niks van dit het verander nie. Maar dit is ook Yeshua wat die brood van die lewe is. En soos die skrif sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. So ek moet sê, Vader, leer my vandag uit u woord. Onderrig my. Hierdie woord moet vir ons 'n studie raak, nie om net kopkennis bymekaar te maak, om dit regtig in ons harte in te bring, om te verander. As ek vandag iets gelees het, moet ek daai vandag probeer uitstap en 'n deel maak van my lewe. En dan is dit ook die veiligste om woordgebed te doen. Nie net gebede uit ons eie ek en uit onsself nie, maar om die skrif te bring en om skrif te bid. En dan het Vader ook vir my uitgewys die tafel, Psalm 23. Dit is my so kosbaar waar hy sê, ek dek vir jou 'n tafel voor die aangesig van jou vyand. En wow, is dit nie amazing nie, kry ons weer die vyand. So die vyand bied vir ons 'n tafel aan, net soos wat hy vir ons 'n beker aanbied. Op hierdie tafel is die verleidinge van die wêreld, al die misleiding, al die leuns, al die lekker goedjies, die lekkernye. Wees versigtig, want ons kan so maklik ons hand na dit uitsteek. Maar teenoor dit dek Abba Yahuwah vir ons die tafel. En wat is op sy tafel? Liefde en waarheid. So met alles wat die vyand na my aanbring,
moet ek onthou, tussen my en die vyand is daar 'n tafel waarop liefde en waarheid is. En dit is hoe ek die vyand kan oorwin, met daai waarhede en liefde op hierdie tafel. Wat keer ons om by hierdie tafel aan te sit, is omdat ons dalk sit en die genietinge en die lekkernye van die wêreld geniet. Dit hou ons weg van hierdie tafel. Die kerk wat hiermee saamgaan is die kerk van Smyrna. Smyrna is die simbool van mirre en vervolging. En ons moet onthou, as ons die woord opneem en dit ons prioriteit maak, en Yeshua ons meester maak, gaan ons vervolging kry. Dit is 'n gegewe. So hoe gaan ons dit hanteer? Jahoua bemoedig ons en hy sê, ek sien julle lyding en julle armoede, maar eintlik is julle ryk. Hoekom is ons ryk? Want hy het gesterf. Hy sê daar, ek was dood en ek het lewend geword. Hy het die offer vir ons gebring. En ek dink ons vergeet dit baie keer as ons in lyding kom. So hierdie het vir my geweldig opgebeur. En dan die belofte wat sê, moenie lyding vrees nie. Ek gaan julle die kroon van die lewe gee. En wat vir my amazing was, is rondom hierdie tafel was 'n rand. Maar die Afrikaans, die Engels dink ek sê 'n crown en die Afrikaans sê dit is 'n krans rondom die tafel. Wat die kroon is. En 'n krans of 'n kroon is die simbool om jou te vertrou met gesag. Dit is waarmee die Vader ons vertrou, is met hierdie gesag. Dan reg teenoor die tafel van toonbrood is die menorah. Die menorah was nog altyd my gunsteling item in die tabernakel. En ek het net weer toe ek deur dit gaan gedink, joh, dit is so kosbaar. Die menorah is van suiwer goud. Goud dui op geloof, op gesuiwerd wees, om te glinster. En ons weet, om suiwer goud te kry is 'n proses, om so verfyn te word. Maar wat ook vir my uitgestaan het, was 34 kilogram silwer. En weer eens, die 30 is die lamet, die 4 is die dalet, die deur. So dit is die deur en die herderstaf. Net as ons deur Yeshua gaan, en met sy lyding, gaan ons hierdie menorah kan wees. Want Yeshua is hierdie menorah, maar ons moet ons nou vir onsself daaraan meet. Ons is veronderstel om hierdie lig uit te dra. Ons is veronderstel om die Heilige Gees so in ons te hê dat ons soos 'n lewende lampstaander kan optree. Dan het hy suiwer olie ingehaal en hierdie lamp moes die hele tyd brand. Ons kan nie nou brand vir Jahoua en net hou is ons liggies af en dan brand ons weer vir hom en dan is ons weer bietjie dof nie. Ons moet daarteen waak. Oggend en aand sê die skrif, moes die priester hierdie lamp, hy moes hom nagaan dat die liggies brand, dat hy moes hom heeltyd, is daar genoeg olie in, wat weer dadelik vir ons wys, hierdie olie daan is definitief die proses van lyding en toetsing waardeur ons gaan, om hierdie olie voor te bring. En daarom weet ons, die toetse waardeur ek gaan, gee vir my die olie van my lamp. Ek kan nie by jou, van jou swaar kry olie kom vat, en my lamp laat brand nie. So ek hoop dit kan ons elkeen bemoedig, want niemand van ons hou van swaar kry tye waarin ons gelouter word, tye waarin ons gepers word nie. Maar ek wil ons bemoedig deur te sê, elke keer as ons in die vervolg deur so 'n proses gaan, weet, dit voorsien ons olie. Dit kan maak dat ons helderder brand en dat ons kan begin om soos Dawid te sê, bring dit Vader, bring dit, ons is reg.
Hierdie is ook 'n gehamerde werk. Dit was een stuk goud wat gevorm is met 'n middelstam en dan 6 arms, 3 aan beide kante. So die gehamerde werk in ons lewe vandag is behalwe ons toetse, is dit die woord. Want in Jeremia 23 sê die woord is 'n hamer en 'n vuur. So die woord is alles wat ons nodig het. En ons weet ook, die woord is net die geskrewe Yeshua, as jy dit dan nou so kan sê, so die regte riglyne gaan ons daar kry. En ek moet my heeltyd hier aanmeet. Blomme, knoppe en kroonblare is vrugbaarheid, maar dit dui ook op geestelike groei. Ek kan nie net, as ek Yeshua aangeneem het, gevul is met die Heilige Gees, gedoop is met die Heilige Gees, dink, nou kan ek agteroor sit en my werk is klaar nie. Want die Vader sê, deurgaans tot ek jou kom haal, sal julle besig wees met hierdie proses. So ek is veronderstel om nie net 'n lampstaander as 'n ornament te wees nie. Ek moet hierdie lig wees. Ek moet sy lig so in my hê dat oral waar ek gaan, moet ek hom kan uitleef. En ons kan dit net doen as ons in 'n verhouding met Abba Yahuwah is. As ons fyn ingestel is om die Heilige Gees te hoor. As ek kan wandel met die Gees. So dit help nie, ons lees net die woord en stap dan weg nie. Die skrif sê, dan is dit soos om jou gesig in 'n spieël te sien en jy vergeet hoe jy gelyk het. Ons moet die skrif lees, ons moet na die Heilige Gees kyk en sê, Ruach, help ons, hoe moet ek hierdie implementeer? Wat bedoel u hiermee? Breek vir my hierdie oop, want dan kry ons die Gees en waarheid, hoe Vader wil hê ons hom moet aanbid. So, kom dit ons seker maak, is ons gevul met die Gees? Is ons gedoop met die Gees? Want dit is ook 'n heeltyd 'n proses. Ons weet die menorah is ook 'n simbool van die 7 aspekte van die Heilige Gees. As ons net weer vinnig daarna kan kyk, die middelstam is Yeshua, dit is die Gees van Yahuwah, en hy voed dan hierdie ander stamme, en dit is, die eerste een is wysheid. So wysheid bring vir my die lig in 'n situasie in. Wys vir my hoe en wat, waarom, wat om nie te doen nie, wat om te doen. Ek het sy wysheid nodig. Dit is die grootste skat en die grootste rykdom wat ons kan hê. Insig, die Gees van insig help ons om te onderskei reg en verkeerd. Watter boustene moet ek gebruik en wat moet ek los? Die Gees van raad, wat moet ons doen? En dan die Gees van krag wat vir ons die krag gee om hierdie raad uit te voer. En dan die Gees van kennis, want dit help nie ons neem net die kennis op en dit bly in ons kop nie. Daar gaan die voëls dit uitpik. Ons moet een word met hierdie kennis. So soos wat ons kennis vermeerder, moet ons een word met dit. En dan die Gees van vrees. Dit is om eerbied vir Jahoua te hê. 7 dui ook op perfeksie en heelheid. En Joël sê dit, in die laaste dae sal ek my Gees uitstort op almal. So dit is nie net 1 en 2 en 3 wat daarmee anoint gaan wees en hulle kan nou alleen spreek in die Heilige Gees nie. Elke keer as ons met iemand praat of raad gee of kennis deel, maar ons praat nie uit onsself nie en ons kan praat onder leiding van die inspirasie van die Heilige Gees, is dit wat hierdie skrif vir ons noem. En dit is ook om na die stil, sagte stem te luister en nie op ons eie insig staat te maak nie. Wat keer ons om ons lig te laat skyn? Dit is as ons nie wil luister na die insprake van die Heilige Gees nie en wanneer ons op ons eie insig staat maak. In elke situasie moet ons hierdie leiding, die leiding soos in om gelei te word deur die Heilige Gees vra.
Want soos wat die wolk beweeg het en die tabernakel is afgebreek en weer opgerig, hulle het beweeg soos die wolk beweeg het, moet ons kan beweeg en hierdie lig neem na waar die Heilige Gees ons lei. Die kerk wat hiermee gaan, is die kerk van Pergamus. Dis die simbool van hoogmoed, afgoderry en selfverheffing. Ons lees ook van 2 groepe daar. Die een groep hou vas aan die leer van Biliam en die leer van die Nikolaïde, en dit is om kompromieë in die wêreld aan te gaan en om mense te leer, dit is nie nodig om die gebruike van Jehovah te hou nie. En dan is daar die groep wat hy sê, wat vashou aan my naam, wat vashou in my geloof. En vir hom sal ek gee die verborge manna en 'n nuwe naam. Die laaste besoekpunt hier is die wierookaltaar. Ons weet, dit is ons gebede. Dis die plek waar ons aanbid. Dit is ook in goud. Goud is geloof en 'n heilige leefstyl. Hier is dit baie nodig om suiwer en heilige aanbidding te bring. En dit is 'n simbool om jou geloftes teenoor Jehovah na te kom, om in diens van hom te staan, om jou aanbidding net vir hom te bring en om hom te volg. Dis 'n plek waar jy jou gebed en intersessie bring. Tree ons nog vir ander mense in, bid ons vir hulle. Hierdie is 'n plek van ontmoeting. Dit is 'n soet geur voor Abba Vader se neus. En dan kan ons soos Dawid sê in die psalms, snags lê ek op my bed en dink aan U, en in die oggende lig ek my stem na U op, en dan sal U my versoeke hoor. Maar ons moet onthou, teenoor hierdie altaar staan ook weer so 'n klein altaartjie van Satan, want as ek hierdie altaar nie gereeld besoek nie elke dag besoek nie, kan ons maar weet, ons offer vir Satan, want iets of iemand gaan ons aanbidding en ons lof kry. Dalk is dit onsself, ons man, ons kinders, ons werk, maar ons gaan ons lof en ons dank aan iets en iemand rig. Kom ons maak seker dat dit voor ons Vader is. Die speserye wat hier gemeng word vir hierdie aanbidding, moet ons ook nou in die gees toepas. Dit word genoem hars, dit is 'n tipe mirre, en dit dui op ons lofprysing. As ons nie ons lofprysing bring nie, die teenoorgestelde van dit is om die seëninge en die lof vir onsself te vat of vir iemand anders te gee. Naaltjies dui op liefde. As daar nie liefde in ons hart teenoor Vader is nie, gaan daar wrevel of haat in ons harte wees. Ons kan nie met so 'n hart aanbid nie. Galbane is eerbied, respek of vrees. Het ek nog die nodige eerbied en respek vir ons Vader? Of is daar al baie selfverheffing wat in my hart is? Suiwer wierook is wat hulle in Engels noem die carrier oil. Alles is daarmee gemeng en dit is ons geloof. Bring ons nog ons gebede met volle geloof, of is daar baie ongeloof en twyfel as ons bid? Dan moet al hierdie gemeng word met sout, en dit is die opregtheid. Sonder korrupsie, sonder kompromieë. Moenie dat daar 'n slegte of 'n vals bymotief in ons gebede wees nie. Ons sien dan ook dat ons die vreemde vuur hier moet brand nie. Om hierdie altaar in plek te hou, het ons die kool nodig van die brandofferaltaar. En wat vir my uitgestaan het was, ons kan nie in aanbidding staan met volle oorgawe as ons nie buitekant in die voorhof onsself ten volle neergelê het. En hierdie opregte gebede help ons ook om van daai slegte reuk van die brand van die eie ek te vergeet. Want dit is nie lekker om so self al jou goedjies neer te lê en te brand nie. Maar hierdie heerlike geur
help ons om hierdie proses vir ons ook makliker te maak. Wat keer ons om hier te staan? Iets of iemand anders kry reeds ons aanbidding. Die kerk wat hiermee saamgaan is die kerk van Thyatira. Dit is 'n simbool van beproewing en vuur. Hy sê sy oë brand soos 'n vuurvlam. Hy sien alles. Hy sien ons goeie dade. Maar daar is ook misleiding en afgodery. Hy deursoek die niere en die hart. Bekeer van jou wees, sê hy, anders sal jy op 'n siekbed beland. En dan sê hy ook, hou vas aan wat jy het. Ons het Yeshua, ons het die Torah se waarheid. En die belofte is, regeer oor nasies en ons sal die môrester ontvang. In 1 Timoteus sê hy ook, hef julle hande op in gebed. Dit is eintlik vir die mans, maar ek weet, dit is vir ons mans en vrouens, dit is vir die bruid. Ons kan nie ons hande in gebed na Vader ophef, as daar woede en twis in ons hart is nie. En uiteindelik kan ons deurbeweeg en die eindbestemming bereik. Ons kan nou in die allerheiligste instap, in die troonkamer, en hier is dit waar ons wil wees. Ons wil hier by die hart van die Vader wees. Ons wil in sy teenwoordigheid wees. Ons wil hier eet van die boom van die lewe. En Yeshua het hierdie weg vir ons, met sy kruisdood het hy vir ons hierdie weg gebring. En ons kan nou met vrymoedigheid na die troonkamer van Jahua gaan, om by sy voete te sit, om by homself te hoor. Maar as jy allerheiligste instap, die heel eerste wat ons sien, is die ark. So ons kyk net weer vinnig, in die ark is die verbond, so ons moet gehoorsaam wees aan sy opdragte. Die staf van Aaron wat bloei, wys dat hy 'n Vader en 'n God van orde is. Is die orde in ons huise reg? En in ons lewens? En dan is daar die bak met manna. Vertrou ons nog Jahua vir hierdie bonatuurlike, al leef ons in 'n natuurlike wêreld. Dan moet ek kyk of my hart by die Vaderhart pas, want ons weet die ark in die allerheiligste is nie net sy teenwoordigheid nie, maar dit is ook sy hart. Dis die hartklop, die wese wie en wat hy is. En vir my hart om by sy hart te pas, is restaurasie nodig. In Esegiel 36 en in Hebreërs 8 sê hy, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee met die regte begeertes. Ek sal my opdragte in julle hart skryf en op julle verstand. So ons gaan net hierdie restaurasie regkry as ons in 'n verhouding met die Vader is en ons innerlik en uiterlik stem ooreen, om terug te beweeg na die boom van die lewe en gehoorsaam te wees, om ons hart aan te pas by hom en om afgesonder te wees. Hierdie ark was suiwer goud. Dit was toegedek. So in ons harte moet ons bewaar wat hy vir ons gee, maar ons moet afgesonder wees. En hy sê dan, koop by my goud, wat gelouter is om julle naaktheid te bedek. Koop is om jou iets te kos. Ek moet myself neerlê en deur hierdie louter proses gaan, sodat hy ons met sy glorie en sy teenwoordigheid kan toedek. Wat keer ons om hierin te gaan? Want dit is tot ons volle toegang. Maar soms is ons soos die Israeliete wat sê, nee, hoor jy vir my, hoor jy by die Vader, wat moet ek doen? Of dit is omdat ons die leuen van die vyand glo en nie glo ons is waardig om daarin te gaan nie. Die kerk wat hiermee saamgaan is die kerk Efese. Dit is 'n simbool van begeerde en geliefde. Hy wat tussen ons wandel sê, jy het jou eerste liefde verlaat. En mag dit nie waar wees van ons nie. En as dit op baie aspekte van ons lewe wel waar is, mag ons vinnig terugdraai. Want hy sê, as julle nie terugkeer nie, gaan ek julle kandelaar
uit julle midde verwyder. Maar as jy luister en oorwin, sal jy eet van die boom van die lewe. So net om ons te bemoedig, wil ek net sê, hierdie is 'n onophoudelike proses. En dit is dalk nie iets wat ons dag 1 en 2 dadelik gaan regkry nie. Maar ek weet met die leiding van die Heilige Gees en die deur wat Yeshua oopgemaak het vir ons, is ons by magte om dit te doen. Terwyl Yahuwah vir Moses die opdrag en die bloudruk gegee het van hierdie tabernakel wat regtig die hoofweg was na sy teenwoordigheid, was die volk besig om die goue kalf te bou. Hulle was besig om 'n hoofweg van vernietiging te bou. So wanneer Vader na ons kyk, kan ons onsself in hierdie week afvra, wat gaan hy sien? Gaan hy sien ons is besig met ons tabernakel, of gaan ons besig wees met 'n goue kalf? En vir bemoediging om te onthou, dit is 'n groeiproses. Heel laaste wil ek net vir ons sê, ons stap van getrouheid, soos Noag, na 'n vriend, soos Moses en Abraham. Dan gaan ons dieper na om 'n man en vrou na sy hart te wees, soos Dawid. En dan om soos ons meeste voorbeeld Yeshua, seun en dogter en bruid te wees. Mag ons dit regkry, want ons het 'n meesterbouer wat ons help. Shabbat Shalom.